In die nuus vanaand, president Cyril Ramaphosa stel Mcebisi Jonas as spesiale gesant vir die FSA aan. Suid-Afrikaanse wynprodusente wil hulself dieper in die Chinese mark ingrawe. En die Oranje rivier dreun sing weer in die Ograbies waterval. Goeienaand en baie welkom by ons bulletin. President Cyril Ramaphosa het die voormalige adjunkminister van Finansies, Mcebisi Jonas, aangestel as spesiale gesant in die FSA. Luidens 'n verklaring van die presidentsie gaan Jonas die land se amptelike verteenwoordiger in die FSA wees. Suid-Afrika het sedert sy ambassadeur in die FSA, Ibrahim Rasool, as persona non grata verklaar en uit die land gesit is, nie 'n amptelike verteenwoordiger in die land nie. Jonas het Ramaphosa bedank vir die vertroue in hom, terwyl hy te kenne gee dat dit 'n moeilike taak gaan wees. Jonas staan bekend as 'n teen-korrupsie kampvegter na sy onthullings oor beweerde omkoopgeld van die Gupta-familie wat hy van die hand gewys het. Sy verantwoordelikhede gaan volgens die presidentsie insluit om strategiese bande te sluit en onderhandelings te lei. Die bestuurshoof van die padongelukkefonds, Collins Letsoalo, sê hy sal sy samewerking gee na ondersoek wat gedoen word oor die fonds se beweerde wanbestuur van 'n R79 miljoen huurooreenkoms. Bevindinge van 'n voorlopige verslag deur die spesiale ondersoekeenheid wat uitgelek is, dui daarop dat Letsoalo nie die regte prosedures met die toekenning van die ooreenkoms gevolg het nie. Daar word beweer dat Letsoalo ingemeng het met die aanstelling van Mowana Eiendomme, 'n maatskappy aan wie die tender aanvanklik nie toegeken is nie. Letsoalo hou vol dat hy binne sy magte opgetree het in die toekenning van die R79 miljoen se huurkontrak. Hy beweer 'n heksejag word teen hom gevoer. I'm sitting for a second term here at the RAF. I think the work still needs to be done, and I don't think that there's anything. People are afraid of me not coming. They say, you must not come there. Hey, I know you're going to work very hard. I don't know what you're going to do because I'm interested in the next term. Op beweringe dat kontrakte vir veiligheids- en skoonmaakdienste onregmatig verleng is, het Letsoalo so gereageer. There is this cleaning. I don't even know, as I'm telling you now, who cleans RAF offices. I don't know who provides security to us. And frankly, I'm not interested. In the ordinary course of people doing their work, people will come and say, well, there is this contract that needs extension. We then extend it if there is a need. And most of these contracts anyway fall within the remit of the board. Most of them, including this particular one that we have just finalized. It was a recommendation to the board. You would have thought I approved myself. No, I've got bosses. Letsoalo het ook gereageer op beweringe dat hy die padongelukkefonds se rekenkundige standaarde verander het, 'n proses waarmee die ouditeur-generaal 'n probleem gehad het. Well, if we believe that we have presented this thing in line with the GRAP 3, the guidelines and everything, we have done the right thing. That the AG differs with us cannot then trounce these principles. Die SAIK se pogings om kommentaar van Mowana Eiendomme te verkry was onsuksesvol. Die spesiale ondersoekeenheid wou nie kommentaar lewer op 'n ondersoek wat nog nie voltooi is nie. Die saak teen die vrou wat daarvan beskuldig word dat sy 'n man verlede week in die Wynberg Landdroshof in Kaapstad doodgeskiet het, is tot 23 April uitgestel. Die vrou sal na verwagting dan om borgtog aansoek doen. Die 50-jarige man was die eienaar van 'n taxi en ook 'n beskuldigde in 'n regtelike saak. Die 35-jarige vrou word van moord aangekla. Sy het vandag vlugtig in die hof verskyn. We believe at this stage that it's a Schedule 6. The reasons we say that is that the evidence that we have now points that she organized and recruited to assassinate the deceased who was shot in this court. Die polisie het intussen 'n tweede verdagte in verband met die voorval in hegtenis geneem. Die word ook van moord aangekla. We have identified more people, so with time we are going to effect more arrests and also to assist the court
we have beefed up, we've increased the numbers to ensure that the threat is neutralized. So we've done that according to the threat that exists here. We commend the swift action by the state, and we encourage the state to ensure that justice is served. No one must feel free and comfortable to murder people inside our court premises. Oproepe word gedoen dat daar ondersoek ingestel word na die veiligheid by die hof. Coben August, SAIK nuus, Kaapstad. Die nasionale vervolgingsgesag het die geregtelike doodsondersoek na die dood van die anti-apartheidsaktivis Albert Luthuli aan die KwaZulu-Natalse Hooggeregshof in Pietermaritzburg heropen. Die staat beplan om 27 getuies te roep. In sy openingsbetoog het die staatsaanklaer advokaat Ledile Dunwa gesê, nuwe getuienis sal die aanvanklike bevindinge van die 1967 geregtelike doodsondersoek weerspreek. Die bevindinge sluit onder meer in dat geen strafregtelike aanspreeklikheid bewys kon word teen enige werknemers van die Suid-Afrikaanse spoorweg of enigiemand anders nie. Die aanvanklike amptelike verslae het aangedui dat Luthuli deur 'n goederetrein getref is. Die voormalige hoofregter Raymond Zondo glo 'n parlement sonder 'n meerderheidsstem kan voorkom dat korrupte leiers beskerming geniet. Zondo het by die internasionale teenkorrupsie-konferensie gepraat wat by die Nelson Mandela Universiteit in Gqeberha gehou is. Zondo sê om korrupsie doeltreffend te bestry, moet die regte wette, strukture en prosesse gevolg word. Die beskerming van fluitjieblassers moet ook verbeter word. Zondo het benadruk dat die uitwissing van korrupsie begin met individuele verantwoordbaarheid en etiese leierskap. So how is it rational when you have a choice of appointing to a position a number of people, one person from them, who has the same qualifications or better qualifications, same experience, better experience, and you go for one who has allegations or findings of corruption, fraud hanging over them. Zondo sê die beskerming van vletjieblassers is uiters belangrik en dat aansporings meer vletjieblassers sal lok. Hy meen ook dat die samelewing dit nie moet normaliseer om mense wat van korrupsie en bedrog beskuldig word te verafgod of te vier nie. In die land se stryd teen korrupsie is die doelwit nou om Suid-Afrikaners bewus te maak van maniere om korrupsie aan te spreek. Trying to increase the levels of awareness, not only about corruption, because I think in South Africa we're very much aware of the corruption, but what needs to be done to address it. And then also to achieve that mindset, and then also to encourage people to come forward when they notice issues that could be corruption and to report it so that it can be addressed timeously. Voormalige hoofregter Zondo sê lede van organisasies wat met misdadige bedrywighede verbind word, moet terugstaan om verantwoordbaarheid te bevorder en 'n voorbeeld te stel. Die vervoervakbond Untu en Transnet het nog nie ooreenkomste in die loongeskil tussen die twee partye bereik nie. Untu se sekretaris-generaal Kobus van Vuren sê die 17,5% wat deur Transnet aangebied word is misleidend omdat dit oor 'n tydperk van 3 jaar geïmplementeer sal word. Lede van die Kusato geaffilieerde vakbond SATAU het die Transnet aanbod aanvaar. 'n Verhoging van 6% sal in die eerste en tweede jaar intree en 'n 5,5% verhoging in die derde jaar. Untu sê die 17,5% verhoging neem nie krag en BTW verhogings in ag nie en dat die uiteindelike verhoging minder as 4% is. Volgens Van Vuren is Untu ook gekant teen enige afleggings wat gewoonlik met privatisering gepaard gaan. Die multimiljoen-randse asbesdaksaak word môre in die Vrystaatse Hooggeregshof in Bloemfontein hervat.
Onder die beskuldigdes is die voormalige Vrystaatse premier en ook voormalige ANC sekretaris-generaal Ys Magashule. Die ander 17 beskuldigdes sluit onder andere in die sakeman Edwin Sodi en die voormalige direkteur-generaal van die Departement van Menslike Ontwikkeling Tabani Zulu. Die aanklagtes wissel van tussen korrupsie, geldwasery en bedrog. Dit hou verband met die onreëlmatige toekenning van 'n R255 miljoen se kontrak om asbesdakke van goedkope behuising in die Vrystaat te verwyder. Die saak is tot 23 Junie op die rol geplaas. Magashule se voormalige assistent, Morwadi Cholota, het in haar laaste hofverskyning gesê dat sy nie gereed is vir die verhoor nie. Sy voer steeds aan dat haar inhegtenisneming en uitlewering vanaf die FSA in Suid-Afrika onwettig was. Die saak is vol vertroue dat die saak wel voortgaan. Intussen is daar steeds bykans 36,000 huise in die Vrystaat waarvan die asbesdakke nog nie verwyder is nie. 'n Boer maak 'n plan en met die FSA se tariefbeleid kyk Suid-Afrika na wynprodusente na die ooste om sy mark uit te brei. Bly by ons, nou terug. Welkom terug. Te midde van ontwrigtings in wêreldhandel wat deur Amerikaanse tariewe veroorsaak word, probeer Suid-Afrikaanse wynprodusente die geleentheid aangryp om hulle vasdraplek in die Chinese mark te versterk. Bedryfkenners voorspel dat die FSA negatiewe gevolge van sy tariefbeleid kan begin verwag met China se teenmaatreëls wat Amerikaanse wynuitvoere begin raak. Die Suid-Afrikaanse wynbedryf gryp die geleentheid aan om homself dieper in die Chinese mark in te grawe te midde van die wêreldwye handelsverskywings. The South African wine market is a developed wine market. It's a country which produces over 1 billion litres of wine and wine-related products every year, between a third and 40% of that total production. And so I think there's great potential for South African wine to replace the supply of American wine, now obviously subject of a tariff war between China and America. Gedryf deur toerisme en die groei van Chinese e-handel, vind plaaslike wyne toenemend hulle weg na internasionale tuistes. The varieties that are grown in South Africa are more or less identical to the varieties that are available from California, and therefore we are able to supply exactly the same styles, cultivars, and the kind of wines that we know have appeal in the Chinese market. 'n Direkte handelsskakel tussen die Chinese yen en die Suid-Afrikaanse rand vergemaklik bilaterale handel wat dit makliker maak vir Suid-Afrikaanse wynuitvoere om China te bereik. Die wynbedryf is optimisties oor potensiële winste en sal die verwikkelinge fyn dophou. Die grootste helderblou diamant wat nog op 'n veiling te koop aangebied is in New York vertoon. Die Golconda Blue is vernoem na die Indiese gebied waar hy gevind is en weeg meer as 23 karaat. Die Golconda Blou weeg 23,24 karaat en is meer as 300 jaar gelede in Golconda in Indië gemyn. Volgens die afslaers is hy die beroemdste blou diamant wat in die afgelope eeu opgeveil word. Die peervormige steen word geklassifiseer as helderblou deur die Amerikaanse Edelsteen Instituut. Sy blou kleur spruit uit boron-insluitings in die steen, wat blou diamante, anders as ander kleure diamante, elektriese geleiers maak. Golconda was a very special mine in that it was the first mine known to have produced diamonds. This was before South Africa, this was before Russia, this was before Indonesia, this was before Argyle. And what's special is that most of the mines that are in production today create diamonds of a certain color. Some will create just white diamonds, some will create just pink diamonds, some create blue diamonds. Golconda created diamonds of every color under the sun. Die Franse ontwerper JAR is verantwoordelik vir die moderne ringontwerp waarin die steen gemonteer is. So this is as fine as it gets, as large as it gets, the best mine that you can get it from, and the best provenance from India.
Die diamant word op 14 Mei in die Switserse stad Genève opgeveil as deel van die magnifieke steenveiling. Christie skat dat die ring tussen R660 miljoen en R942 miljoen gaan haal. Kom ons kyk hoe die markte om 5 uur vanmiddag gelyk het. Die rol wat Indiese soldate tydens die Anglo-Boereoorlog gespeel het, sal nou weer speel word in 'n boek wat deur die Suid-Afrikaanse Oorlogmuseum in Bloemfontein saamgestel word. Sowat 5000 Indiese soldate, insluitend Mahatma Gandhi, is tydens die oorlog ontplooi. Die boek is getiteld Caught in the Crossfire, Journal on Indian Involvement in the South African War 1899 to 1902. Dis 'n storie wat nog nie voorheen vertel is nie. Die direkteur van die Suid-Afrikaanse Oorlogsmuseum sê dis belangrik om die waarheid ten volle weer te gee in 'n poging om versoening te bewerkstellig. Om werklike genesing te bring, moet jy die wonde oopmaak. Jy kan nie sosiale kohesie doen en rekonsiliasie as jy nie die wonde sny nie. Maar ons doen dit nie net met swart Suid-Afrikaners en Indiërs nie. Ons doen dit ook met die magte wat teen ons die imperiale magte. Jy moet ook met hulle rekonsilieer. Dis tog waar dit gaan. Tydens die oorlog kon Indiese soldate slegs vir die ambulansdiens as draagbare beamptes werk. Die Indiese hoë kommissaris in Suid-Afrika is verheug dat die deel van die geskiedenis nou korrek weergegee word. Mahatma Gandhi came in 1893 and went back in 1914. So 21 years he spent, and he learned all the satyagraha, how to have a non-violent struggle, a peaceful struggle here, and he implemented it here, and then he took back to India, and he became the leader and the father of our nation and the leader of our freedom struggle. So this is a shared history that we have at South Africa. Ter erkenning aan Gandhi het die Indiese regering 'n borsbeeld van hom aan die museum geskenk. Goeie reën en water wat uit die Vaalrivier stroomop vrygestel is, het daartoe gelei dat die Ograbies in die Noord-Kaap sy oewers oorstroom. Die Departement van Waterwese het verlede week die 5de sluis in die Vaaldam oopgetrek, wat die watervlakke in die Vaal en in Oranje rivierwaterstelsels aansienlik verhoog het. Owerhede bly op 'n hoë gereedheidsgrondslag. 'n Waarskuwing is ook aan gemeenskappe wat langs die Oranje rivier woon uitgereik. Die massiewe hoeveelheid water bring ook 'n ander skoonheid en bekoring na die normaalweg dorre streek. Akurubis, of die plek van die groot geraas, doen sy naam gestand. Dit donder teen 'n spoed van 2361 kubieke meter per sekonde. Die normale vloei van die valle is tussen 30 en 50 cubics per sekonde. According to information received from the Department of Water and Sanitation, the flow will approximately increase to 3,000 cubic meter per second and will peak at the Ograbies Falls National Park on 18 April 2025, just in time to provide a magnificent showcase during the Easter holidays. The flow will stay this high for the following 14 days and then gradually decrease. Die Ograbies wat in vloed is 'n groot trekpleister vir toeriste. We were at Ograbies about 10 years ago. We were on our way to Namibia, so we just popped into the falls. It was stunning. At that stage, you could still go right up to the top. Look out over here. I don't remember the water being this full. This is stunning. By die Ograbies, dis beautiful. Skouspelagtige watervalle en sopnat gereën. Dit is verskriklik mooi. Die hoogwater het ons uiteindelik bereik en die mis kom oor die dekke en al die verskillende sluiers begin loop. Dit is ongelooflik mooi. Dit is 'n moet sien. Dit is nie so ver nie, hier is soveel fasiliteite. Die wonder sal nog vir sowat 2 weke duur, met toeriste wat na verwagting in hulle duisende op die park gaan toesak. Ulrich Hendriks, SAK nuus, Kimberley, Noord-Kaap. En dis al van my kant af, geniet die res van hierdie kort week. Totsiens.
Dis tyd vir die weer. Goeienaand, hartlik welkom. Vannag 'n 60% kans vir reën in dele van die Vrystaat en dan ook in KwaZulu-Natal en 'n 80% kans vir reën word dan verwag in dele van die Oos-Kaap, andersins bewolk in groot dele van die land. Vir môre 'n 80% kans vir reën in KwaZulu-Natal, en sien ons steeds 'n 60% kans vir reën in Vrystaat en dan baie mooi weer langs die Weskus. Vir môre is daar 'n waarskuwing uitgereik, 'n geel vlak 4 waarskuwing vir ewige donderbuie wat dan verwag word in dele van die Noord-Kaap en dan is daar ook 'n geel vlak 2 waarskuwing vir swaar reën wat dan verwag word in dele van KwaZulu-Natal. Ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Gauteng verspreide buie en donderbuie, Pretoria maksimum van 26 en dan Johannesburg en Vereniging albei 12-25. Ons volgende provinsie is Limpopo, ons sien enkele buie en donderbuie. Messina het 'n maksimum van 31, Phalaborwa maksimum van 30 en dan Mokopane het 'n minimum van 15 en 'n maksimum van 27. Mpumalanga, Skukuza 20-32, Secunda 10-23 en dan Middelburg het 'n maksimum van 25. KwaZulu-Natal, Ulundi 17-20, Richards Bay maksimum van 21 en dan Port Shepstone het dan 'n minimum van 17 en 'n maksimum van 19. In die Oos-Kaap sien Mthatha 10-17, Kumane 'n minimum van 7 en dan Graaff-Reinet het dan 'n minimum van 7 en 'n maksimum van 19. In die Wes-Kaap baie mooi weer en sonnig langs die Weskus met Vredendal en Klein Willem wat dan albei 'n maksimum van 26 het. In die Noord-Kaap sonnig in Springbok met 'n maksimum van 25 en dan Kroeman het 'n minimum van 15 en 'n maksimum van 23. Enkele buie en donderbuie in Vrystaat, Frankfurt 12-22, Bethlehem 'n minimum van 19 en dan Welkom het dan 'n maksimum van 23. Ons laaste provinsie is Noordwes, verspreide buie en donderbuie, Potchefstroom 14-27 en dan Vryburg en Taung albei 15-23. Dit is dan al van my en die weerdiens. 'n rustige aand verder.